Vriende, dis lekker om u weer terug te verwelkom by die kerk in Afrikaans. En vandag wil ek bietjie gesels oor die opwinding van die Christelike lewe. Nou, toe ek 'n jong mens was, het ek dalk my geloof te ernstig opgeneem. Een van my vriende op universiteit het eendag vir my gesê, Rassie, as ek jou sien, lyk jy altyd vir my hartseer. Nou, dit het my laat dink, dat ek dalk my geloof te ernstig opneem, of dat ek die Christelike geloof sien as iets wat baie swaar op jou druk. Dis hoekom ek altyd dalk hartseer gelyk het. Maar vandag wil ons gesels oor die opvinding daarvan, om 'n Christen te wees. En ek wil vir julle 'n stukkie lees uit 1 Timoteus 6 uit, vanaf vers 11 tot vers 16. Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding en minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Voor God wat aan alle dinge die lewe skenk en voor Christus Jesus wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis. Beveel ek jou, voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit, tot by die dag dat ons Here Jesus Christus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die heersers. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom die eer toe en ewige mag. Amen. Vriende, in hierdie stukkie word die Christelike geloof gesien as 'n wedloop. Nou, ons kan maar net dink aan atlete wat sê nou maar op 'n baie hoë vlak atletiek hardloop. Hoe dat hulle uitsien na hulle wedloop, na hulle reisie, sê nou maar as dit 'n 100 meter of 'n 200 meter of 'n 400 meter is. Ek dink daai atlete kan die nag voor die tyd omtrent nie slaap van opwinding nie. En as hulle daar by die wegspringblokke staan, dan trippel hulle en hulle is lus en hulle maak hulle self warm sodat hulle hierdie wedloop voluit kan hardloop. En dis presies maar die beeld wat ons moet ook hê van ons geloof en ons lewe as Christene. Dis 'n wedloop. Vriende, dis 'n wedloop van aksie. Christene kan nie stil sit nie. En Christene is ook nie veronderstel om stil te sit in die wêreld nie. Vriende, as ons na die wêreld daar buite kyk en ons sien al die dinge wat ons harte breek, en daar's baie dinge wat ons harte breek. Daar's 'n klomp goed wat my hart breek. My hart word gebreek deur jong mense wat hulle lewe vernietig en uiteindelik niks met hulle lewe doen nie. My hart word gebreek deur politiek, die politiek in Suid-Afrika wat die land vernietig. My hart word gebreek deur mense wat seer kry, deur mense wat verniel word, deur mense wat dinge verloor as gevolg van die brutaliteit van die wêreld en van ander. Daar's so baie goed wat my hart breek. En as Christene kan ons nie stil sit nie. Ons moet as dit ware by die wegspringbokke trippel en uitsien na die wedloop wat ons kan hardloop. Want in die wedloop wat ons hardloop, daar kan ons 'n verskil maak. Want Christen wees dis 'n taak van aksie. Dit is ons moet besig wees as Christene in die wêreld. Hierdie wêreld waarin ons harte gebreek word met so baie dinge, moet ons besig wees en ons moet aktief wees. Want, vriende, ons kan dinge verander. Ons kan dinge verbeter. So, dis nie net 'n wedloop van aksie as ons Christene is nie, maar dis ook 'n wedloop van verandering. Want as Christene kan ons help dat die wêreld regverdig word, laat die wêreld vol liefde raak, laat die wêreld 'n plek word waar daar verdraagsaamheid is, waar daar hoop vir mense is, waar dinge kan verbeter en dinge kan verander word. Dink maar
aan die onderdrukking in die wêreld. Dink maar aan die swaar kry in die wêreld. Dis vir alles 'n oplossing. Alles kan verander. Elke land in hierdie wêreld kan eintlik 'n wonderlike plek word vir die mense wat daarin woon. Die land waar daar werkers is, waar mense betrokke is by baie verskillende dinge, kan dinge eintlik baie goed gaan vir mense. Maar as ons as Christene stil sit en ons doen niks daaraan nie, dan sal dit nooit gebeur nie. Daarom moet ons aktief wees as Christene en ons moet verandering bring in hierdie moeilike wêreld. Dit kan gebeur, dinge kan verander, dit kan verbeter. Die wêreld kan 'n wonderlike plek word vir alle mense. Die wêreld kan 'n plek word waar alle mense kan floreer, waar hulle self kan uitleef, waar hulle ook iets kan kry wat hulle pas met hulle persoonlikheid, met hulle omstandighede, met die kennis wat hulle in die wêreld opgedoen het. Die wêreld kan so 'n plek wees vir alle mense. Maar as ons as Christene gaan stil sit en ons doen niks nie, en ons spreek nie die probleme van die dag aan nie, en ons raak nie betrokke by die omgewing waarin ons leef nie, dan sal niks verander nie. So, dit is nie net 'n opwindende wedloop wat ons doen nie, maar is ook 'n wedloop van aksie, van betrokke raak in hierdie stikkende wêreld. Betrokke raak in hierdie moeilike wêreld. Omgee, soveel omgee, dat ons bereid is om op te staan vir die verdruktes, vir die armes, vir die wat swaar kry, vir die wat platgeslaan word deur allerlei skades en probleme en finansiële probleme en fisiese probleme en gesondheidsprobleme. Vriende, dis ons taak om aktief te wees. Maar wat dit eintlik so wonderlik maak en wat dit eintlik so lekker maak, is dat ons wedloop is uiteindelik 'n wedloop van oorwinning. Want Jesus is die Here van alles. Hy is die heerser van al die heersers. Jesus is koning van alle konings. Hy leef, hy het opgestaan uit die dood. Hy regeer nog steeds vandag en hy oorwin. Hy oorwin elke dag. So, as ons in die wedloop betrokke raak, ons raak aktief, ons hardloop in die pylvak af, moet ons weet, ons sal wen. Ons gaan eerste oor die wenstreep hardloop, omdat ons aan Jesus Christus behoort. Hy het klaar oorwin, hy is die koning. Maar vriende, dis 'n moeilike wedloop, dis 'n swaar wedloop. En die mense wat teen ons hardloop, is baie goed geoefen en hulle is baie vinnig en hulle is baie fiks. Die duiwel het nog nooit die naam gekry dat hy lui is nie, of dat hy onvoorbereid is nie. So ons teenstanders wat saam met ons die wedloop hardloop, is fiks en hulle is goed en hulle is voorbereid. Dis 'n moeilike wedloop wat ons moet hardloop en daarom moet ons uithou en ons moet aanhou. En ons fiksheid en ons stamina is goeie dade, is minsaamheid, is liefde, is aanvaarding van alle mense. Dis ons stamina, dis wat ons aan die gang hou. As ons wil oorlog maak, dan verloor ons. Dan is ons uit die wedstryd en uit die wedloop uit. As ons begin haat, dan verloor ons. Dan is ons uit die wedstryd uit. As ons 'n oog en 'n oog vir 'n oog wil vergeld en 'n tand vir 'n tand wil vergeld, vriende, dan is ons uit die wedloop uit. Ons moet hierdie wedloop met volharding hardloop, met ons oog gefestig op Jesus, want hy kom weer. Hy sal as oorwinnaar aarde toe kom. Daar's geen twyfel daaraan nie. Ons moet net die wedloop hardloop en betrokke bly elke dag in die wêreld waarin ons leef. En al is dit swaar en al raak ons moeg en al voel ons partykeer ons spiere en ons bene is lam, ons kan nie meer uithou nie. Ons raak moedeloos in ons werkplek, ons raak moedeloos in ons leefplek. Ons sien nie meer hoop nie. Ons raak agter en ons besig om te verloor en ons sien maar net hoe die duiwel voor ons uittrek. Dan moet ons nie moed opgee nie.
Want dit is reeds die duiwel en die teestanders wat nie by die wenstreep gaan uitkom nie. Dis juis hulle wat gedurende die wedloop gaan uitval. Al lyk dit of hulle vir ons oorwin nou. Al lyk dit asof hulle vir ons uithardloop en of ons beheer verloor oor die wêreld en of al die probleme van die wêreld net te veel en te groot raak, dat ons nie meer lig kan sien nie. Dis uiteindelik die probleme, die kwaad, die sonde, wat gaan agterbly. En ons sal as oorwinnaars uit die stryd tree. Daar's 'n ou liedjie van Chris de Burgh wat hy sing, die Spanish Train. Nou ja, as ek nou sê dat ek die liedjie ken, dan kan u dadelik omtrent my ouderdom bepaal. Nou die van u wat die liedjie ken, weet dat hy in die liedjie sing dat God en die duiwel kaart speel oor die siele en dat God altyd verloor want die duiwel kroek. Nou dit is daarom so ver van die waarheid weg as wat 'n mens kan dink. God sal nooit verloor nie. God is lief vir sy mense, God is lief vir die wêreld. God sal sy skepsels nooit uit sy hand laat losgaan nie. God sal nooit maak dat ons verloor nie. Ons hardloop die wedloop, ons hardloop hom aktief, ons hou uit en aan, en goeie dade, en minsaamheid en liefde vir ander mense, dis die stamina wat ons deurdra, en ons sal wen aan die einde van die dag. Dis 'n opwindende wedstryd, dis 'n lekker wedstryd. Hy het sy swaar, en hy het sy afdaag, maar as ons deurdruk, sal ons oor die wenstreep hardloop, en ons sal daardie opwinding voel, van oorwinning, van heerlikheid, van God se liefde, van God se oorwinning oor die bose. My gebed is dat u daar buite die opwinding sal ervaar van Christen wees, om te weet dat ons kan verandering bring in die wêreld en dat ons seker is van oorwinning uiteindelik en dat ons nie gaan ingee om te begin haat en te begin oorlog maak nie, maar dat ons die goeie stryd einduit sal voer. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie dat ons lewe as Christene 'n wedloop is, 'n opwindende wedloop wat ons kan hardloop en wat ons kan wen en wat ons weet ons sal wen, want U is God en U is Here. Aan U kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen.